Hallo julle, dis vandag dag 4 in ons Pinksterreeks en ons praat oor selfliefde en ons hoor hoe belangrik dit is om lief te wees vir jouself in Matteus 22 vers, net eers my kripnoutsie kyk, 37 tot 39 waar Jesus sê, op 'n vraag, wat is belangrik in die godsdienstige lewe? Dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dit is die grootste en die eerste gebod en die tweede wat daarmee gelyk staan is jy met jou naaste lief hê soos jouself. So, die eerste ding wat ek graag wil hê ons moet hoor is dat hierdie opdrag om jouself lief te hê is belangrik. Dit is so mooi dat in hierdie teksgedeelte sê Jesus, jy moet die Here jou lief hê, jy moet die Here jou God lief hê en gelyk daarmee is dat jy jou naaste soos jouself moet lief hê. So, liefde vir God en liefde vir jouself en ander mense, dit vloei in een, dit is deel van dieselfde pakkie. Die oomblik wat jy God leer lief kry, dan dan vloei selfliefde en naaste liefde daaruit. Maar die ander ding is, dat 'n mens se kapasiteit vir liefde vir ander is baie gelink aan jou kapasiteit om lief te wees vir jouself. As jy krities is op jouself, dan gaan jy krities wees op ander mense. As jy as jy 'n lae selfbeeld het, dan vloei dit oor in 'n ongesonde verhouding met ander mense. As jy selfgesentreerd is, dan vloei dit in 'n ongesonde verhouding met ander. En so, dit is belangrik vir ons om as Christene mense te wees met 'n gesonde selfliefde. Daar's 'n ou, sy naam is Thomas Aquinas, ek seker baie van julle het al die naam gehoor. En hy sê dat deel van om hierdie gebod ernstig op te neem, is om 'n reg georderde selfliefde te hê. So, mens orden dit reg. Ek dink as jy dit verstaan waar die probleem met selfliefde vandaan kom. En ons sien selfliefde is in die begin van die Bybel is dit al 'n probleem dat sonde, die wortel van sonde is self wat te belangrik is. Want die slang kom na die mens toe en sê, weet jy wat, jy kan baie meer wees as wat jy tans is en wat God gesê het jy kan wees. As jy net hierdie vruggie eet, dan kan jy soos God self wees. Dan orden jy jouself as iemand wat in die middel van die skepping hoort. En dan is jy nie tevrede daarmee dat jy genoeg is net omdat jy 'n mens is. Nee. Jy wil nie 'n mens wees nie. Jy wil alles weet. Jy wil soveel weet. Jy wil soveel wees soos God. En dit is nie vir jou genoeg om net die beeld van God te wees nie. Jy wil in beheer wees. Jy wil die een wees waar rondom alles gaan. En daai leuen klink vandag nog maar in ons ore, dat, weet jy wat, as jy net nog hierdie ding koop, as jy net nog hierdie kursus doen, as jy net hierdie of daardie, dan gaan jy meer wees as wat jy nou is, asof jy nie soos wat jy is reeds genoeg is en geliefd is nie. So ek dink in die orde, as jy jouself wil regorden, dan moet die eerste besoekpunt van 'n reg geordende selfliefde is om te besef dat jy, soos wat jy geskep is, bloot omdat jy geskep is, omdat God die skepper van die hemel en die aarde aan jou gedink het en gedink het, die skepping kort 'n Jolandi, die skepping kort 'n Peer, om net daar te vind en te sê, dis 'n genoegsame self. En vanuit die genoegsame self kom my produktiwiteit en my ambisie en my drome en my diensbaarheid. Ek is nie iets omdat ek diensbaar is nie. Ek is nie iets omdat ek wonderlike goed besit nie. Ek is nie iets omdat ek wonderlike goed gedoen het nie. Ek is reeds iets en daarom kan ek wonderlike goed doen. So daai om dit reg te orden was van die begin van die Bybel af al 'n probleem. En die Here sê, weet jy wat, jy moet besef dat jy het reeds 'n self, jy hoef nie 'n self te maak nie. In Genesis 11 sien ons hoe die toring van Babel gebou word, en dan sê dit, dis gebou omdat mense 'n naam vir hulle self wou maak.
En wat se naam, nê? Dit is 'n identiteit, iets waaraan jy geken word. En so die boodskap vandag is dat as jy lief wil wees vir jouself, is die goeie nuus dat jy is reeds gemaak. Jy hoef nie jouself te maak nie. Daar is nie so iets soos 'n self-made man nie of 'n self-made woman nie. Daar's 'n made woman of self wat amazing goed in die lewe gedoen het. Maar sonder daai amazing goeders is hulle nog steeds wonderlik en meer as wonderlik. Hulle is 'n gawe van God wat hy uitgedink het en in ons midde gesit het. En so selfliefde begin deur te ontdek dat by die feit dat die Skepper God my gemaak het, maak my al klaar geliefd. Maar dan is die tweede een, Jesus se 'n voorbeeld hoe God ons leer dat voordat Jesus nog 'n dooie ding gedoen het, voordat hy sy bediening begin het, het die Here vir hom gesê, jy is my geliefde kind in wie ek 'n welbehae het. En so, ek weet nie as die regte naam kry, Trevor Hudson, skryf, hy noem daai patroon van om jouself te leer lief kry, noem hy the circle of grace. Hy praat nie oor lief hê nie, hy praat oor hoe om nie jouself te evalueer op grond van jou produktiwiteit of wat jy besit of wie jy ken of so. 'n ander manier om jouself in die wêreld te plaas, noem hy die circle of grace. En dan sê hy dit begin by jou self word bevestig as geliefde kind van God. En dan het ek nou vandag breedvoerig gepraat oor die mooi deel. Hy is nie net geliefd nie. By die doop sê God, jy is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En daai deel is vir my mooi want ek is altyd lief vir die mense in my lewe. Ek hou nie altyd van hulle nie, maar ek is altyd lief vir hulle. Nou, en ek het nogal, as ek aan God gedink het, ek kan nogal aanvaar dat hy lief is vir my, maar ek het gesukkel om te aanvaar dat hy, die woord welbehae beteken dat hy ons geniet. Nou, geniet is, as jy nou 'n babietjie het of 'n klein kind het, daai manier hoe 'n oupa en 'n ouma hulle kind geniet. Dit is wat Jesus hoor by die doop, nê? Ek is lief vir jou en ek geniet wie jy is en dat jy daar is. En so daai, behalwe dat ons weet ons is waardevol en ons kan onsself lief hê omdat ons reeds geskape is, maar dan kom die tweede waarheid by dat ons is in verhouding met die lewende God. Ons is sy geliefde kinders en hy geniet ons. Dis die bevestiging van 'n self. Ons maak nie ons eie self nie, ons ontvang onsself. En dis 'n self wat ons ook kan lief hê, want God het ons lief. En as God ons lief het, hoekom sal ek nie myself lief hê nie? En hoekom sal ek myself nie dit geniet om myself te wees nie? As God my geniet, hoekom sal ek nou kwaai wees met myself heeltyd? En so, dit is waar 'n self gegrond in genade begin. Maar dan is die tweede ding selfsorg. Dat Jesus hy was nie alles vir almal altyd nie. Jesus se lewe was vol van goed wat goed was vir hom, nê? Hy het ook moeg geraak, hy het hartseer geraak, hy het bemoediging nodig gehad. So in sy lewe sien ons hoe hy mense toelaat om hom te bemoedig. Hy het vriende gehad, saam met wie hy gekuier het. En hy het grense gehad, so hy het nie altyd vir almal ja gesê van die oggend tot die aand nie. Ander mense het idees gehad en agendas gehad wat hulle op hom wou afdruk en hy het net gesê, ek is jammer, ek gaan nie daai doen nie en ek gaan nie die vir jou doen nie en jy gaan nie nou my uit my gebedstyd uithaal nie, ek vat nou eers bietjie hierdie oomblik vir myself. En so daai selfsorg Jesus is ook vir ons 'n voorbeeld daarin. Dat deel van selfliefde is, ja, ek kry my bevestiging van wie ek is by God, maar ek sorg vir hierdie self wat die Here vir my gegee het. En baie keer dink ons, maar as ons lief is vir ander mense, as ons goed wil wees en lief wees vir ander mense, dan kan ons nie selfsorg doen nie. Maar dit is absoluut deel van deelname aan God se liefde en aan God se genade.
En dan is die derde deel van sy sirkel van genade is om te ontdek hoe uniek jy is. En ons het in die tyd waar ons lewe is, kompeteer ons met mekaar en ons vergelyk onsself verskriklik baie met ander mense en die deel van om jou uniekheid te leer aanvaar en leer te geniet is deel van om jouself lief te begin kry. So dit is so mooi dat Jesus was nie Johannes nie. Johannes die Doper was rof en hy het insekte geëet en hy het sy ding gedoen en dit is so mooi hoe in Johannes se evangelie sê Johannes nie, ek is nie Jesus nie. Jesus is ook nie ek nie, nê? Maar elkeen, Johannes die Doper en Jesus en Petrus en Paulus, God het 'n bepaalde missie vir elkeen van daai mense gehad. En so vandag is die opdrag om jouself lief te hê, is om jou eie uniekheid te ontdek en te vind en te geniet en lief te hê. Dan is die laaste punt is om 'n gawe om te ontdek dat jou lewe, jouself is 'n gawe wat jy is gemaak om te produseer, om te perform, om dinge te skep in hierdie lewe, nê? En so dit is nie of perform of jy weet jy's genoeg nie, maar om die sirkel van genade sê nie dat uit jou genoegtheid kan jy eintlik die beste perform, die beste gawe gee vir ander mense. Baie mense doen dit andersom. So as in die einde van hulle lewe, dan wil hulle self evalueer. Dan kyk hulle net na hoe ek geperform. Maar ek sê vanoggend, maar by begrafnisse, as mense nou hier lees, ek het nou die gedoen, ek het daai gedoen, en hulle praat oor die performance van hierdie mense, ja, dan sê mense, joh, hierdie mense het nogal wonderlike goed gedoen, of gehad, of posisies beklee. Maar dit is nie wanneer mense huil en besef wat 'n groot verlies die persoon agterlos vir die mense wat hom gaan mis nie, of haar gaan mis nie. Mense onthou die uniekheid van daai persoon. Mense onthou hoe die verhoudings waarbinne hierdie mens gefloreer het. Mense onthou dat hierdie mens 'n wonderlike gawe en beeld van God in hulle lewe was en dat hulle geliefde kinders van die Here was. En so die Nuwe Testament sê jy moet jouself verloon. Nou die self wat ons moet verloon is dat die sondige self, die self wat homself in die middelpunt van alles wil sit. Die self wat jok om goeders te bereik om beter te word en meer te word, die een wat steel om beter te word en meer te word, die een wat alles begeer om meer en beter te wees, die een wat nie met die mense in sy lewe kan respekteer nie. En so, dis die self wat God wil hê ons moet na sterf. Maar God wil nie ons met selflose mense bly nie. Hy sê, ek gee vir jou 'n nuwe soort self, 'n nuwe lewe. En hoe lyk wanneer Kolossense 3 oor daai nuwe self praat, dan sê hy, my identiteit is bedek deur Christus. En so dit wat waar is vir Christus is waar vir my. En wat dit beteken is dat ek nou ten volle in Christus hierdie geliefde kind van God kan leef en dat ek volkome deel is van God se huishouding. So mense wat gesterf het vir daai valse selfgekonstruktureerde lewe, hulle daag anders op as jy so opdaag as 'n vals self, nê? Die self wat aangekondig moet word, die self wat needy is, die self wat afhang van sukses, die self wat afhang van of ander mense van hulle hou, die self wat afhang van word ek benodig deur ander mense. Maak nie as jou self van enigiets anders afhang, nê? Dan vertrou jy daai goed vir jou eie self.
waar die lewe in Christus sê, nee, ek wat God is, gee vir jou lewe. Ek wat God is, gee vir jou identiteit. Ek wat God is, gee vir jou sin van self. En daarom kan jy hierdie self, hierdie unieke self, hierdie wonderlike, kreatiewe self, hierdie self wat kapasiteit het vir liefde en genade en vrede en vreugde en vriende en gesonde grense. Jy kan hierdie self lief hê. So, dit is 'n baie, is nie so kort nie, maar dit is 'n opsomming van wat ons vandag in ons 2 sessies oor gesels het. En ek hoop dat dit vir jou sinvol was. So ek het vandag die sessie 11uur sessie afgesluit met die volgende, en ek doen dit ook gerus saam met jou wat hierdie video luister. Ek nooi jou uit om stil te word en gemaklik te sit en lekker diep asem te haal. En dan hierdie opdrag nuut te hoor. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So as jy dink aan jou selfliefde, waar is 'n groei area vir jou? Dalk het jy nodig om werklik aan jouself te dink as 'n waardevolle skepsel wat die beeld van God is, wat geliefd is deur God. Dalk het jy nodig om te hoor dat jy nie net jouself mag versorg nie, maar dat jy jouself moet versorg. Dalk sluit dit sluit dalk in gesonde grense, dalk sluit dit rus in. Dalk het jy vandag nodig om te groei in jouself liefde deur jou eie uniekheid raak te sien. En dat jy dalk moet ophou probeer wees soos ander mense. Of dalk moet jy weer ontdek dat jy 'n gawe vir ander mense het. Dat jy wel wonderlike goed het om te bring in hierdie wêreld en te doen in hierdie wêreld en te bereik in hierdie wêreld. Mag die Gees van God vir jou wys, waar is 'n groei area vir jou in die liefde wat jy vir jouself moet beoefen. En so, die Sabbat is 'n baie mooi manier waarop ons ook hierdie selfliefde kan inoefen, omdat ons op hierdie dag sê, ek is nie die middelpunt van die skepping nie. Ek is nie in beheer nie, ek gaan dit nie beheer met my plannetjies nie. Ek hoef nie myself moeg te werk om 'n naam vir myself te maak of 'n lewe vir myself te maak nie. Ek het 'n naam, ek het 'n lewe. En so mag jy gereeld op jou Sabbatdae of die ure wat jy in die dag opeensit om net stil en rustig te kan word, mag jy God se bevestiging van jou as mens ontvang. Mag jy uitnodigings hoor om jouself te versorg. Mag jy jou uniekheid en jou gawe uitleef ook in die plek waar die Here jou